Hello, and welcome to Are We Relevant? Today's sermons and lessons are drawn from God's Word. We invite you to visit our website or buy a book on Google Books. Now for today's lesson. So wat het gebeur? Hierdie ouens het daar gesit in hulle kantore saam met Herodes. Hulle het almal soos Daniël se boeke ondersoek, die Eseniërs het Jesaja ondersoek, hulle het Jeremia ondersoek, hulle het Daniël se skrifte ondersoek, hulle het Moses se boeke ondersoek. Hulle het alles ondersoek want hulle weet dit is tyd dat die Messias moet instap. Hulle sê die dag toe Jesus sy bediening begin, soos die Daniël tyd uit spot. So almal het geweet. Ergens is daar 'n Messias. Ergens is daar 'n lig vir die mense. God het beloof, daar sal 'n lig skyn in die duisternis. Vir 500 jaar het nooit een stem van God of profeet gepraat. Dis min wat die stem van God hoor. Daar's min wyse manne wat nog soek na die ster en vra waar is die ster, ons wil na hom toe gaan. En toe die wyse manne gaan, nou hier moet julle mooi kyk. Die lig het beweeg. Die lig het beweeg en gaan staan oor die huis. So wat was dit? Maar eers, hulle het na Herodes toe gekom. Hoekom het hulle na Herodes toe gekom? Vir 'n eenvoudige rede. Hulle het die oë van die ster afgehou. Hulle het gesien die hartbaar, want almal in Jerusalem, onthou dit was, hulle moes hulle name gaan geboorte, want dit was hartbaar, en nou nog op al hierdie hartbaar is daar 'n koning, 'n ster wat iemand van praat. Maar almal wat binne in die kerk sit en binne in die kantore sit, het die boek gelees van die profesieë van Moses en van die Jesaja en gesien, daar sal 'n kind gebore word, hy sal skyn soos 'n ster sal daar gebore word, maar hulle het net die kopkennis daarvan gehad. Die wyse manne het geloop agter die ster aan, maar wat gebeur toe? Hulle verdwaal. Hoekom verdwaal hulle? Hulle het gesien as hartbaar, toe vra hulle vir die mense, hoor, kan jy nie ster sien? Hulle het te naby in die stad ingegaan, want hy was op pad Bethlehem toe die ster. En wat doen die ster? Die ster wag vir hom. Hy het stil gestaan. En die ouens was, waar was die wyse man? Hulle het van Babylon afgekom. Al die lande reg rondom, wat daai tyd was afstammelinge van Abraham se kinders gewees, wat van sy ander vrou Ketura was. Ketura was soos sy ander vrou Hagar was, sy het ons vir Ismael gekry. Nou, Ketura was nie wel bekend by die Jode nie. Hulle het nie van Ketura gehou nie. Want dis haar afstammelinge wat met kamele geboer het. Hulle het die vinnigste kameel gehad op die planeet. So wat gebeur het? Dit was al die lande om hulle, was heidene was. Hulle was soeke na die koning. Hulle was soeke na, hulle was slim ouens. Hulle was met ouens sterrekundige. Hulle was wetenskaplikes. Die ouens was slim ouens. Hulle was wyse manne. Hulle was wyse manne gewees. En Maria sy moeder, en hulle het hom hulde bewys. Want toe hulle sien, en dit was nie by stal nie. Baie mense sê by stal. Dit was by Maria in 'n huisvertrek gewees, waar hulle gebly het by iemand. Die herders, luister mooi, die herders was naby. Hulle het hom gesien toe hy gebore is, in die stal. Maar hierdie arme manne, wyse manne, het so ver getravel, dat hulle eers 2 jaar oud is, daar uitgekom het. So, hier het hulle hom geworship. Hoekom worship hulle hom? Want hulle het geweet van die Messias, wat die koning gaan wees, wat God beloof het, en gesê, die saad van die vrou, in Genesis 3, die saad van die vrou sal jou kop vermors, en praat hy van Satan. So, ek wil dat jy mooi dit verstaan. So, dit is 'n belofte wat God gedoen, die saad van vrou. Hulle het dit geweet. Die wyse manne ken God. Hoe ken jy die woord van God? Hoe ken jy God se woord, dat jy dit bestudeer, en is iets gebeur in Suid-Afrika of in die wêreld, dat jy vir jou vrou kan sê, my vrou, dit staan geskryf, daai is nie van God nie, hierdie is van God af. Jy moet die skrifte ken, die wyse manne soek Jesus. Ons kon nie meer na Jesus toe nie. Daar is nie meer
wyse manne nie. Daar is nie meer wyse man wat kinders kan volg, agter kan aanloop en sê, papa, sê vir my iets. Papa, my lewe is niks werd nie. Geef vir my wyse raad. Dan sê die pa, kan nie vir nie, ek ken nie God se woord nie. Wat is 'n wyse man? 'n Wyse man, toe hy wil teruggaan om vir Herodes te sê, Herodes, ons het die kind gevind. Toe hoor hulle 'n stem. 'n engel, moenie daai pad gaan nie. As jy 'n wyse man is, los jy jou ou lewe, jy los jou sondes uit, jy los al jou goed uit. Die wyse manne is nie mense wat nog met hulle ou lewens aanhou nie. Jy gaan 'n nuwe lewe aan. Jy loop 'n nuwe pad met Jesus. Jy het Jesus ontmoet. Hy het dit voor hom neergevat om hom aanbid. Wat wys dit vir jou? Hulle het Jesus geken. Hulle het geweet dat toe hulle hom sien, toe weet hulle hy is 'n koning. Dis die koning wat God beloof het. Weet nie hoeveel jare gelede nie. Toe God gesê het, ek gaan 'n middelaar stuur, en Jesaja het hy gesê, ek gaan hom stuur, en Jeremia het dit aangerig, Malachi het gesê, ek gaan vir julle iemand in die pad stuur, wat vir hom 'n pad gaan oopmaak. Dis alles voorspellings, en as God sê, is daar al, weet nie, 2000, weet nie hoeveel voorspellings in die Bybel, weet jy, 42, luister maar, 42 voorspellings, het waar geword net in die dag van die geboorte van Jesus. Nou as die eerste koms spot aan voorspel het, vir die tweede koms God hy net so voorspel. So bly in God. Die wyse manne bly in God se woord. Hulle luister nie na TV nie. Hulle luister, hulle gaan maak hy boek oop. Wat is die ster? Jesaja 60 vers 3. En die nasies sal trek na jou lig om konings na jou stralende opgang. Daar staan in Jesaja 60 dat die nasies sal om jou optrek. Dis voorspel. Luister mooi wat sê hy hierso. En gee u die verbond van die volk as 'n lig. Dis Jesus. Dis in die Ou Testament. Maar 60 vers 1 staan daar, verbly julle, staan op en word verlig. Hy sê Israel, ek gaan oor jou skyn, die Joodse volk, en julle sal 'n lig wees. Daar staan in dit, ek is jou lig. Dit beteken, ek is die lig. Ek is Jehovah. Dit staan God se naam is daar, Jehovah. Ek, Jehovah, wat die lig is, gaan oor jou skyn, en jy moet dan 'n lig vir al die nasies word. Vers 2, en die aarde was donker geweest. God sê in Jesaja sê en die aarde is donker geweest. Hy sê en die mense was donker geweest. So die mense het nie van God geweet nie. Vir weet nie hoeveel jaar nie. Dit was donker tydperk. Want toe sê God, ek gaan nou oor julle skyn en dan sal julle Jerusalem 'n lig vir die mense wees. Die ster is wat God gesê het. God het 'n afspraak gemaak met die Jode. God het vir die Jode gesê, ek gaan oor julle skyn. God het sê, ek gaan oor julle skyn, en as ek oor julle skyn, moet julle skyn vir die nasies. En as julle skyn vir die nasies, dat my naam verheerlik sal word. En toe kom God deur Jesus, maar omdat hy dit beplan het met Jesus van die begin af. En hy vir Jesus gesê, my seun, ek gaan jou stuur as 'n lig oor die nasies. So, hy praat van Jesus, die Messias. Jou regterhand sal 'n lig wees vir die onregverdiges. So wat sê dit vir jou? In die Ou Testament staan daar al klaar, dat God is die lig. God sal skyn oor Jerusalem. God stuur vir Jesus, die Messias, wat die lig is. God is die lig. Dit was God wat oor sy seun geskyn het, en jy sal dit later sien. God het daar geskyn oor Jesus. Daar staan, ek sal jou hand vashou. Staan in 42, Jesaja 42. Dit sê, ek sal jou hand vashou. Wat beteken dit? Ek sal jou nooit verlaat nie. Ek stuur jou aarde toe, om vir my mense te kom sterwe. Ek stuur dit vir jou. Ek weet my kind, jy is die lig van die wêreld. En ek dink in Kolossense staan daar, en niks het deur hom, alles wat gemaak is deur hom geskape en word deur hom onderhou. Alles wat gemaak is in hierdie wêreld word, sê Kolossense, word deur hom onderhou, deur Jesus wat die Christus is. So wat het daar geskei?
En terwyl hy as babietjie gelê het daar, is hy nie as 'n magtelose kind daar gelê nie. Hy was in beheer van die hele skepping. Hy het engele gestuur na hom toe, omdat God verbly het in die gehoorsaamheid van sy seun, omdat sy seun gesterf het. Niemand anders kon dit gedoen het nie. Openbaring 5 staan daar, en kan jy die boek slit, toe sê hy, Johannes nee, toe sê hy, maar ek sien een, toe hy Johannes, toe sien hy, ek sien een soos die lam van God, wat geslag is, wat staan voor die troon van God. Dis hy wat hierdie boek sal eet, die 7 seels sal oopmaak. Jesus is die lam van God. Hy is ook die lig van God. Die Heilige Gees is die lig van God. God is die lig. Maar daai dag toe hy ster skyn, toe God net oor sy seun skyn, en sy God was so bly omdat sy seun gehoorsaam was. Terwyl Jesus daar lê, en jy ou Kersfees vir jou babatjie wat gebore is, nee, hy is 'n vlag wat skyn in 'n duisternis. En God het af aarde toe gekom en ingestap met 'n flashlight en 'n lig wat jy nie kon verstaan nie. Oor God se lig wat in 'n duister wêreld gekom het. Wat in Suid-Afrika moet uitkom. 'n Lig wat moet skyn. Waar is die ster? In Suid-Afrika. Soek iemand nog na die ster. Is daar wyse manne wat op agter hierdie ster aanloop? En God het gesê, ek sal dit so voorspel, Jerusalem, julle sal my verheerlik. En Jesaja aanstaan daar, julle is 'n skeidsmuur geword tussen God, julle sonde. Daar's 'n skeidsmuur tussen hulle gewees en God. Iemand moes daai skeidsmuur afbreek en dit was die Jesus. Hy het oor sy eie kind geskei. Hy skyn vandag oor jou. Hy skyn oor jou, hy skyn oor my familie. Hy skyn oor jou. Hoekom? Want hy weet wat die wêreld aan julle wil doen. Hy weet hoe moeilik dit is. Hy weet hoe hartseer is jy. Hy weet dat jy en ek miskien nie kan uitkom nie. Hy weet dat ek en jy te swak is. Daarom kom hy na die wyse manne toe en hy sê, draai om. Moenie teruggaan nie. Wat wys dit? God beskerm. Dis wyse manne, hulle moes Jesus God geken het, want hulle luister na sy gees. Hulle het aan 'n pad geloop. Gaan jy hierdie jaar met dieselfde pad loop? Kom sê, ja, Efesiërs sê, daarom ontwaak jy wat slaap. Die kerk slaap, broer en suster. Die kerk is besig om te slaap. Dis dieselfde vers kom, luister mooi, toe Jesaja 60 is. Ontwaak Jerusalem. Ontwaak Jerusalem, God wil oor jou skyn, maar jy moet ook gaan skyn, staan daar in die oorspronklike taal. Jy moet ook gaan skyn Jerusalem. Jy was donker te gewees, daar was swart in jou, maar God se heerlikheid wil oor jou kom. En dit sê hy ook vir jou vandag, ontwaak jy wat slaap. Die Here wil oor jou skyn. En as die God oor jou skyn, verander jy. As God oor jou skyn, dan wil jy hom gaan 'n geskenk bring en jy wil vir hom neerval, jy wil hom aanbid. Hy is nie die babatjie nie. Hy is 'n ontsettende, stralende lig wat jou verblind. Maar hy is oor jou. Hy skyn vandag oor jou. Of as jy nog op soek na hom, vra jy nog rond, waar is hy? Waar is hy? En in hom was die lewe, en die lewe was die lig van die nasies. Matteus 5, die bekende vers, julle is die lig. As mens wat, onthou net soos die ster, hulle na die ster gesoek het, sal mens wat vandag soek na lig. Mense soek vandag na lig, hulle lewe in 'n donker lewe, hulle lewe is swaar, hulle lewe is weg van God af. En dan kom hulle in 'n dorp en hulle soek na die lig. Waar gaan dit in jou sien? Gaan dit in jou sien? Is jy die lig? Of is jou lig vervlou? Is dit onder 'n emmer? Is ek wat sê die God sê, julle is die lig vir die wêreld. Jesus het afgekom, hy was die lig vir die wêreld. En toe sê hy vir sy disippels, nou sit ek my lig, my Heilige Gees binne in julle. Hy is die lig wat brand in julle.
Hoeveel mense het jy lig hierdie week gegee? Of hoeveel duisternis het jy vir hierdie week vir mense gegee? Het mense gesê, oef, daai ou is maar baie donker. Maar kyk, hy kan nie sy glimlach ook. Daar is iets anders daarna. Sê, ek wil eerder met haar praat. Hy het gesê, jy moet skyn. Dis omdat Suid-Afrika so lyk, omdat ons is aan die slaap, ons sit in kerke, en ons sit in droom, en ons sit in partytjies hou, en ons hou familiepartytjies, en ons vergeet van die lig, die God, wat sonder son is, wat sonder bevlek was, God homself, wat soos 'n mens vir 'n pa moes gaan sê, papa, onthou Jesus sê, ek is die lig, stuur jou met die lig maak. Hulle sê, Jesus is na hierdie wêreld toe gekom, hy is die lig van hierdie wêreld gewees, maar die wêreld het hom nie aanvaar nie. Hy het na sy eie mense toe gekom, en hulle wil hom nie aanvaar nie. Jesus is God. As jy sê, ek aanbid God, almal aanbid God, jy moet, een was dit, ek is 'n Christen, 'n Christ follower, I am a Christ God worshipper. En daar was nie donkerte in die hemel nie. Jy sê, toe gaan ons daar nie donker nie. Hoekom nie? Want die lam vir die God skyn self. Ja, hulle sê, want die heerlikheid van God en verlig. Toe Jesus daar gebore is, het God die stal verlig. Hy het geskyn oor sy eie seun. Hy wil die heerlikheid hê. Hy het gesê, aan my kom die heerlikheid toe. Ek is die God, aan my, ek is heilig, ek wil heerlikheid hê. Vir jare het julle my verwerp, Israel, nou kom ek hier in, en ek is die lig vir hierdie wêreld, en ek sal die duisternis uitwerp. Maar in hierdie tyd het mense liewer geword vir God, as vir, liewer geword vir genot, as wat hulle vir God het. Maar kyk wat was die ster daar gewees. Hulle sê die heerlikheid van God het verskyn, maar en die lam, Jesus, is die lam. God het dit verheerlik, hier is die God se lig. En Jesus is die lam wat ingeskroef word. Raai wat het hy nou gedoen? Daar sit jy en ek. Die Heilige Gees is nou die lig in ons ingeplant. Wat moet skyn? Daar so staan in 2 Korintiërs 4 staan daar, en daarom het hy vir julle geroep om die lig vir die mense te wees, die lig wat binne in julle is, wat Jesus binne in ons gesit het, daarom moet julle skyn na 'n wêreld toe. Die Heilige Gees is binne in jou geplant. Hy is die lig, maar as jy 'n klomp rammies daar gaan gooi, dan gaan hy lig short en hy gaan donker word. Jesus sê, julle is die lig vir hierdie wêreld. Hoe gaan ek lig en donker kry? Soek die switch, waar is die switch aan? Jesus is die switch. Sy woorde is die switch. Die woord van God sit binne in jou lewe. Hulle sê voor hierdie een profeet gegaan, Jesaja, te sê God, voordat jy enige iets kan doen, bestudeer die woord van God dag en nag, berg dit in jou liggaam, berg dit in jou hart, bedink dit dag en nag. En as jy hierso skyn en jy's dof, miskien is jy onder 'n emmer, klim uit onder die emmer uit, en gaan buite en begin skyn. God sal jou help, al is dit moeilik. Die duisternis is buite, maar jy is 'n lampie hierso. Begin net skyn. As jy begin skyn, al is jy min, begin net skyn. Want as iemand wat gaan soek na jou, om te kyk, waar is die lig? Die wyse manne soek na die lig en hulle volg hom. En as jy nog nie die lig het nie, gaan kyk, waar is die lig? Dan gee jou lewe aan Jesus oor en val voor hom neer. Soos die wyse manne gedoen het. Die verlore geskenk. Dis alweer Kerstyd. Mense hou partytjies en sin is vol jolijt. 'n Verlosser is in 'n stal gebore en gebly. Geskenkpapiere word nou gekoop en uitgesny. Sy moeder het hom in doeke toegedraai. Diergeskenke word gekoop en vervraai. Families kom bymekaar en eet baie kos. Hy het gekom om sy mense van sy sondes te verlos. Kersbome word mooi gemaak en versier. God het sy kind na hierdie aarde toegestuur. Kersvader sal nou geskenkies vir die kinders bring. Engele het maar net sy lof besing. Dit is tyd vir vakansie en vir lekker by die see bly. In hierdie tyd wil hy graag praat met jou en my. Die sterftesyfer gaan weer verskriklik toeneem. Mense het van hierdie kindjie
Jesus vervreem. Motorwrakke langs die besige paaie is die sleutels vir siele na die hel. Is dit nie die tyd waar ons moet dink aan die kind Jesus en vir almal vertel? Dit het tyd geword van groot skuld maak, oor tyd bonusse en dronk raak. Al wat nog oor is van my verlosser se geboorte, van hom is daar 'n kerskaartjie gemaak. Die wêreld mag miskien van hierdie kindjie Jesus vergeet, maar onthou, dit is wyse manne wat van sy geboorte weet. Stop jou besige gejaag en staan net 'n bietjie stil en dink aan die verlosser Jesus in die tyd, want dit is God se wil. 'n Geskenk is vir jou, nie met kerspapier, maar in doeke toegedraai, in 'n vuil stal en 'n krib, en net 'n ster wat die hemel versier en verfraai. Hy het vir jou sondes gesterwe, sodat jy 'n ewige lewe kan ingaan. Vra hom net om vergifnis vir jou sondes, as jy op jou knieë staan. Geskryf deur C.F. Janse van Rensburg.